Ja. Glo julle is vry. Amen. Jesus, ons het nou mooi gesing vanoggend, né? Pragtig. Is daar enige iemand wat voel hy is nie deur as hy die voel? Is daar vanoggend iemand? Wat dink die Here dink nie is goed genoeg nie. Dis my by die begin uitkom. Kom ons bid net saam. Almagtige Vader, Here, dankie Here vir hierdie woord, Vader, wat U vir ons gee vanoggend. Here, dankie dat dit ons kom bemoedig, stig en oprig en optel, Vader. Dankie Here dat 'n woord dit 'n woord is, Here, vir ons, Here, wat moet altyd in 'n geestelike oorlog wees, Vader. Dankie Here dat U ons kom leer en uit die woord uit. Dankie dat Heilige Gees my nou sal lei, Vader, om die woord te bring. Dankie Vader dat dit op vrugbare grond sal val. Elke saadjie, Vader, dat U dit sal nat maak en dat U dit sal groei. Here, maar maak ook ons harte oop vir hierdie woord, Vader. Dat ons ontvanklik sal wees daarvoor, Here. In Jesus naam, amen. Hierdie is 'n baie moeilike woord. Dit is nou nog deel van ons geestelike volwassenheid reeks wat ek mee besig is. Vanoggend se tema is ek is vry. En ons het dit ook so gesing. Maar dit is 'n pragtige liedjie gewees. En die Here het ons regtig gebless met baie mooi liedjie. My skrifgedeelte is Johannes 8 vers 31 tot 36. Jesus sê toe vir die Jode. Ek het die wag dat jy dit eers kry. Dit is eintlik 'n kort stukkie. En Jesus sê vir die Jode, wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Amen. Dit is hoekom ons vry is. Inleiding, een van die belangrikste redes waarom God sy seun Jesus na hierdie wêreld gestuur het, was om die mens vry te maak van enige binding van sonde en natuurlik bindings van Satan. Amen. God verlang dat ons in die heerlike, glorieryke vryheid kan stap, wat hy vir ons sy kinders gegee het. Hy verlang daarna, hy wil hê ons moet in alle glorieryke vryheid kan stap. Ons is vrygemaak van dood, van sonde, van verval, bederf, agteruitgang. Op baie geleenthede sluit die geestelike oorlogvoering in van ons kant af. En dit vereis gedetermineerdheid en uiting vermoë. Wat beteken dit? Dis 'n elke dag se ding. Ons moet elke dag is daar geestelike oorlogvoering in ons lewe. Veral as jy sit met 'n siekte, of jy sit met finansies wat nie wil uitwerk nie. Of jy sit met werkloosheid, of jy sit in die straat, jy het nie 'n blyplek nie. As jy 'n verhouding met Jesus Christus het, is dit 'n elke dag se verhouding.
Jy kan nie vandag bid en dan oor 4 dae dan bid jy weer en dan onthou jy miskien volgende week, ek moet seker 'n bietjie kerk toe gaan. Dit is nie hoe mense die Here dien in gees en waarheid nie. En dit is hoekom dit met party mense so gaan. Dat hulle nie in daai vryheid kan stap nie. Romeine 8 vers 20 tot 21. Ek het dit eintlik in die Passion Translation gaan haal, want dit is verskriklik mooi daar gestel. Hy sê, for against its will, the universe itself has to endure the empty futility resulting from the consequences of human sin. But now, with eager expectation, all creation longs for freedom from its slavery to decay and to experience with us the wonderful freedom coming to God's children. Even die heelal sug en kry swaar, omdat daar 'n sondeval was. Want toe die sondeval gebeur het, was die aarde vervloek. En even die heelal kry swaar oor dat daar sonde was van die mens. Maar hulle wag ook met regshaar, hulle verlange, sê God se woord, né? Nou decay, hy sê all creation longs for freedom from its slavery to decay and to experience with us the wonderful freedom coming to God's children. Want God bring vir ons die vryheid. Decay beteken in die woordeboek verval, bederf, agteruitgaan of vergaan. Hoeveel mense vandag verval? Hoeveel mense vergaan? Hoeveel mense gaan agteruit in die lewe? Hulle gaan nie vorentoe nie. Daar's baie sulke mense. Hulle gaan nie vorentoe nie. Dis omdat hulle nie daai vryheid is nie, en omdat hulle nie ooral voel nie. Romeine 8 vers 1 tot 2. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en van dood. Ons is nie onder die wet van sonde nie, ons is vrygekoop. En dit is hoekom ons vry kan stap. Ons moet dit net begin glo. Want mense begin dit net nie glo nie, hulle dink net dit kan nie gebeur vir my nie. En die eerste ding wat ons dan kyk, is Jesus het gekom om vryheid te bring. Lukas 4 vers 18, hy sê die gees van die Here is op my, dis my met 'n hoofletter, né? So dis Jesus wat hier praat. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. En Jesus het gesê ons gaan dieselfde doen as wat hy gedoen het. En beter. Ons is daar om dit vir mense te wees. Ons moet al geestelik so volwasse wees dat jy iemand in vryheid kan wegstuur van jou af wat 'n probleem het. Jy moet saam met daai persoon kan bid. Jy moet saam met daai persoon dit kan doen soos Jesus dit gedoen het. Dit is in die vryheid wat ons moet stap. So ons moet dit so glo dat ons dit verander kan uitdeel. Nou wie is die gevangenes? Romeine 6 vers 16 tot 19. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So is jy aan Satan gehoorsaam of is jy aan God gehoorsaam? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Vers 18. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Ons moet in heiligmaking kom. Ons moet begin kies, wat is reg en wat is verkeerd? Wie gaan jy dien, God of Satan? Watter kant van die draad is jy? Chris sê altyd, as jy op die draad is, dan sê die Satan vir daai ou, want hy ou sê vir hom, ek is op die draad, toe sê nee, die draad behoort aan my. Moenie so naby aan sonde gaan nie. Romeine 7, vers 23 sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed,
en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Nou dit is Romeine, ek wil dit eintlik vir julle lees, want ek het ek sê altyd 'n mens moet 'n bietjie 'n stukkie van iets lees, sodat jy die hele stuk kan kry. Ek het hom hierso gebeer, ek wil net gaan kry, dat 'n mens dit net kan mooi die prentjie kry. Anders verloor 'n mens die kan jy glo. Nou kry ek hom nie, so nou kry. Dit is nou lustig. Ja, ons gaan maar net na toe. Dit is miskien makliker. Ja, ons gaan nou nog wees. Het gaan oor vrygemaak van die wet, dien ons God in 'n nuwe gees. Die wet het ons geleer om die sonde te ken, die stryd van die vlees teen die gees. Die wet het ons geleer wat sonde is en wat verkeerd is. Dit is so. Die wet is vir ons 'n voorbeeld van hoe ons moet wees en wanneer ons moet reg doen en nie reg doen nie. Die wet is daar, ons kan hom nooit weggooi nie, maar ons is nie meer onder hom nie. Nou sê hy hierso, ek dink is 23 tot gaan nou vir julle kry. Dit is nou waar Paulus ons nou gepraat het van dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek moet doen, dit doen ek. Nee? So hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer. Maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. So hy sê daar, hy dien met die gees die wet van God, maar met sy vlees van die wet van sonde. Want hy is in die gees. Paulus was 'n baie geestelike mens. Maar hy self het gesukkel in die sonde. Dit wat hy wou doen, doen hy nie. Dit wat jy wil doen, dit doen jy. Hoe het Jesus ons vryheid gekoop? In Galasiërs 3 vers 13. Jy kan eintlik die hele Galasiërs 3 gaan lees. Dit is 'n baie mooi stukkie. Ek wil net vir julle hierdie lees. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, by vloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So Jesus het vir ons die wet geword. En dit is hoekom ons vrygekoop is. Want ons is nie meer onder die wet nie, want Jesus het vir ons die wet geword. Wat is alles ingesluit in ons vryheid? Galasiërs 4 vers 4 tot 7. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind, en as jy 'n kind is, dan is jy ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Hoe beskryf die Bybel hierdie vryheid? Weereens Johannes 8 vers 36. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ons moet daai vers, moet julle gaan leer. Julle moet hom in julle gedagtes sit, dat julle hom altyd kan quoteer. Dat julle die vyand met daai vers sommer kan beklei. En dan sê hy, stap ons in Jesus se vryheid. Hoeveel van ons stap in Jesus se vryheid? Waar jy weet, jy kan loop, en maak nie saak wat nie, die Here is saam met jou, hy gaan jou uithaal. Maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe erg daai oorlog is nie. Die Here is by jou, hy is saam met jou, hy gaan vir jou 'n uitweg gee, want as daar 'n probleem kom, dan gaan daar klaar vir jou 'n uitweg wees.
As ons in daai vryheid kan kom, dan het ons al die oorlog klaar gewen. En veral in jou gedagtes, nee, jou gedagtes val jou seker meer aan as enigiets. Wanneer dinge nie lekker is nie, wanneer daar nie kos is nie, wanneer daar nie finansies is nie, wanneer jy siekte het en jy word nie beter nie, dan kom jou gedagtes, wat gebeur? Die vyand kom fluister in jou ore. Maar ons sal nou daar by daai versie kom. So hy sê, wees gedetermineerd. Vir ons om in wysheid vryheid te stap, moet ons gedetermineerd wees om terug te neem. Elke stukkie grondgebied wat Satan by jou gesteel het. Jy moet gedetermineerd wees, sê die Bybel. Jy moet elke stukkie grondgebied wat hy by jou gesteel het, vat dit terug. Want God het klaar vir jou gesterf om in daai vryheid te wees. Amen. Dis klaar gedoen. Dis net ons wat moet opstaan. Ons moet begin opstaan en sê, dis klaar. Nou is nou klaar, niks meer verder, daar is nou 'n punt daaraan. Dan sê Efesiërs, wat sluit dit in? Efesiërs 6:13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Kom ons bespreek die belangrikheid om die vyand te beklei. 1 Timoteus 6:12 sê, stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is. En die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê het. Gryp na die ewige lewe. Wie van ons wil agterbly? Ons wil nie agterbly nie. Ons wil nie. En as jy vandag nog nie reg is nie, en jy dink jy weet nie waar jy gaan nie, asseblief kom praat met my. Kom praat asseblief, dat ons jou kan help vandag. Want jy wil nie agterbly nie. Jy wil op in vryheid. Ons almal wil in vryheid loop. 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 27 sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike krans. Wat is 'n verwelklike krans? Dis iets wat verlep, iets wat nie mooi lyk nie, iets wat kragteloos is. Hy het niks meer krag in hom nie. Dis 'n verwelklike krans. Maar ons het 'n onverwelklike krans. Dis iets wat mooi is, iets wat opstaan, iets wat krag het, die krag in jou. Dit is hoe Jesus ons sien. Ons is 'n onverwelklike krans. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis, soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander verpleeg het, self verwerklik sou wees nie. Dit is hoe mens beklei. Watter oorwinnings het die helde van die Bybel gewen? Daar is ongelooflik baie. As jy na Hebreërs 11, hulle het in Hebreërs 11 het hulle al die vrouens en die mans in die Bybel gesit wat oorwinnings behaal het. Deur hierdie geloof wat hulle gehad het en hulle het ook in hierdie vryheid gestap. Maar ek het nou net vers 32 tot 34 vir julle aanhaal, maar julle kan Hebreërs 11 gaan lees. Hy sê, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Samson en Jafta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat hierdie geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry het, wekke van leeu's toe gestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Want hulle het hulle stand ingeneem. Hulle het oorlog gevoer. En hulle het al die goed bereik. As jy dit gaan lees in Hebreërs 11, is fantasties. Wat al die mense bereik het, deurdat hulle daai oorlog gevoer het. Daar's 3 stappe na suksesvolle oorlogvoering. En dit is eintlik net 1 vers, Jakobus 4 vers 7, 'n baie belangrike vers. Hy sê die onderwerp jou aan die heerskappy van Jesus Christus, nommer 1. So ek moet myself aan Jesus Christus se heerskappy onderdanig wees, want Jesus heers oor my. Dan sê hy, onderwerp dan julle aan God. Dan ontwerp jy jou aan God, want hy heers oor jou. En dan sê hy, as jy dit kan doen, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Amen. Amen. Dit is amazing, in 1 vers. 3 goed, in 1 vers. Maar jy moet jouself onderdanig en onderwerp aan God. Doen jy dit as jy sonde pleeg? Nee. Dan doen jy dit nie, dan onderwerp jy jou nie. So jy moet in gehoorsaamheid kom. Jy moet jou onderwerp
aan God. Jy moet nie God verwerp nie. Dan kan jy hom fight. Dan kan jy daai oorlog wen. Dit is so amazing. Jakobus 4 vers 7, ek het dit neergeskryf. Hy sê dan weerstaan die duiwel. Dan sê hy, vervang die negatiewe met die positiewe. God se woord memoriseer dit. Bely dit met jou mond en vat die woord en maak dit jou eie. Ek weet Marianne het dit begin doen. En sy is beter. Amen. Sy is beter. Sy het dit begin doen. Vervang die negatiewe met die positiewe. As daar 'n negatiewe gedagte in jou kop kom, maak dit onmiddellik 'n positiewe gedagte. Moenie daai duiwel net die vatkans gee nie. Daai stemmetjie wat vir jou kom sê nie. Onmiddellik. Jy moet dit onmiddellik doen. Gaan oor positief. God se woord, en dan vat jy God se woord, dan memoriseer jy dit. Jy bely dit met jou mond en jy vat die woord en jy maak dit jou eie. Jy sê, ek onderwerp my aan God in die naam van Jesus Christus. En ek sê, ek weerstaan die duiwel in Jesus naam sal jy wegvlug van my af. Onmiddellik. Onmiddellik, Jakobus 4 vers 7. Moenie dit toelaat dat hy weer met ons speel en ons so rondvoet met ons pyn en ons siekte nie. Sonde bring gebondenheid. Nommer 3. Wanneer ons in vryheid wil stap, moet ons rug draai op sonde, want sonde gee vir die Satan 'n voet in die deur. Dis wat gebeur. Ek sê altyd, dit is nou Efesiërs 4 vers 27. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek. Gee hom geen plek nie. Nou sê hulle, ek sê altyd, mense ry nou op die pad. Wat sê die Bybel? Hy sê, jy moet jou landswette gehoorsaam. Dis 'n wet. Nee? Romeine 13 dink. Ja, dis 'n wet, né? Moenie dit hou daarby, né? Nou kom jy, nou ry jy op die pad, nou is jy hastig. Nou het dit 'n 60 sone hierso. Nou ry jy 100, want jy sê, ag nee, want ek sien nie 'n speedkop nie. Ek sien niks nie. Jy kyk mooi, jy sien nie, ek sien niks nie. En jy sit verkeerd in jy ry, jy gaan 100 ry. Nou rol jy jou bakkie of jou kar. Nou sê jy, kyk wat die Here nou toegelaat in my lewe. Nou gee jy dadelik die Here die skuld, want dit kan nou mos nou nie jy gewees het. Maar wat het jy gedoen? Jy het 'n deur so groot oopgemaak en die duiwel het sy voete aangekry, né? En daarso rooi jy die bakkie. Jou eie skuld. Want jy het nie jou landswette gehoorsaam nie. So as jy jou Bybel ken, gaan jy weet, moet dit nie doen nie. Anders jy hastig, al is jy laat. Weet jy wat, as ek laat is, dan sê ek, dan bid ek, dan sê ek, Here, ek is laat, Here, maar ek weet, U kan my betyds nog steeds daar bring. Ja. En jy weet nie hoeveel keer het dit al gewerk, dat ek dit actually gedoen het, en dit reg gekry het, dat ek op tyd daar aankom. Ek weet nie, maar ek bly my 60 ry, want ek was gehoorsaam, né? En die Here het my betyds daar gebring. Ja. Ander mense, ons het nou baie gesien die laaste tyd, ek gaan nie baie op Facebook nie. Maar daar is hierdie games wat die vrouens op Facebook speel, en dan is dit kinders van die Here, dit is, beteken pastoor vrouens, dan sien ek hoe speel hulle hierdie games van waar sê jy op Facebook. Jy moet kyk, wat se visie is jy, of wat se bokkie is jy, of wat, en dan gaan hy vir jou sê, presies, wat is jou persoonlikheid, jou geaardheid, en die duiwel laat dit so mooi lyk, né? Hy laat dit so mooi lyk, maar julle, dis baie gevaarlik. Want die Bybel sê, is Deuteronomium 18, jy mag glad nie deel wees van enige waarsêende gees, of die dooies oprig, of oplig nie. Afgoderry. Nou, kom ons so goed soos, die mense kom iets oor in hulle lewe van hulle kinders gaan uit hulle lewe uit, of hulle, iemand gaan dood. En dan verstaan hulle nou nie, hoekom gebeur hierdie nou nie. Maar dit is wat gaan met jou gebeur, né? Dis wat met jou gaan gebeur as jy deel het van daai goed. So ons moet ons geestelike oë oopmaak, voordat ons knoppies druk en in plekke ingaan, waar ons nie hoort nie. Amen. Dit is baie gevaarlik. En ek het weer daai, so nou daarby kom groei ek. So, hy sê, gee aan die duiwel geen plek. Kyk 'n bietjie wat julle doen. Let op wat julle mee besig is. Let op wat julle mee besig is. Daar's soveel goed, daar's soveel sonde, en dan daai bring groot moeilikheid in jou lewe. En dan verstaan jy nie, hoekom het hierdie nou my gebeur nie. Partykeer, baie mense sê, dis die Here wat nou dit gedoen het. Maar gaan kyk 'n bietjie na jouself. Gaan ondersoek eers jouself. Ondersoek eers jouself en gaan vra vir die Here. Weet jy kan vir die Here enigiets.
Jy kan as iets gebeur of jy wil iets weet, kan jy vir die Heilige Gees enigiets vra. Ons almal is gered. Die Heilige Gees bly in ons. Die Heilige Gees bly in ons. Ons kan hom enigiets vra. Hy sê hy is ons beste vriend, né? Hy gaan vir jou antwoord. En hy gaan vir jou sê as jy iets verkeerd doen. En ek sê ook, as jy bid, vra vir die Here, Here, wys my as ek iets verkeerd doen. Here, wys vir my asseblief as ek van die pad af is. Want die Here sal dit vir jou kom wys. Hy sal jou help. Baie keer gebeur dit outomaties. As ek iets gedoen het, dan weet ek dadelik ek was verkeerd. So die Here kom wys vir jou. So, wanneer versoeking na ons kant toe kom, watter besluit moet ons maak? Dit is hoekom as jy Onse Vader moet bid, nie? Here, lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want dit is net die Satan wat jou kom versoek. Net hy wat jou kan versoek. Romeine 6 vers 12 tot 13 sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Dit is geestelike dood. Daai is geestelik. Dis mense wat geestelik lewend geword het. Ons is mense wat geestelik lewend geword het. So ons is nie meer in die sonde nie. Ons gaan nie meer daai opsetlike sonde doen nie. Julle weet Hebreërs 10 sê, as jy opsetlike sonde doen, dan verdien jy die vuur. En dis in die Nuwe Testament. So bly weg. Dit beteken dat jy nie jou liggaam en jou vermoëns moet gebruik om verkeerde of slegte dinge te doen nie. Jou hande, jou voete, jou mond, veral jou tong wat 'n vuur aan die brand kan steek, met 'n leuen in die hel uit, en jou ore, jou gedagtes moet nie as gereedskap of instrumente vir die sonde dien nie. En ook nie deur iemand gebruik te word nie. Kies wie jy wil dien, God of sonde. Ons moet nie laat ons ledemate sonde pleeg. Partykeer leen jou ore uit vir leuns, mense wat leuns vertel. Ons het hierso gehad. Hierso was mense in die kerk, hulle beklei, hierdie een beklei met daai een beklei met hierdie een, en daai een hou nie van hierdie een, en dan kom hulle na my toe, dan sê hulle vir hulle gaan uit die kerk uit. Wat moet ek doen? Hulle is groot mense. As hulle nie in 'n verskille kan, nou al, in ons moet dan in geestelike volwassenheid wees. Dan gaan jy mos na daai persoon toe, dan sê jy vir hom, jy hou nie van dit wat hy doen nie, en jy praat dit uit. Maar nou kom mense na my toe, dan sit hulle my in 'n posisie, want nou gebruik hulle my as 'n werktuig om hulle werk te doen. En dit is wat 'n mens nie moet toelaat nie, want dit het groot tyd veroorsaak. Jy moet liewer net wegbly en stil bly van sulke goed af. En as jy kinderstories hoor, sit dit eenkant, tot jy gaan bid daaroor, vra die Here of is dit so. Want daar's van kinders kom mense is daar uit mekaar uit. Die Bybel sê praat ook van dis kinders maak sit 'n huis uit mekaar uit, né? Wat is God se belofte? 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So lief is hy vir ons. As ons 'n versoeking kry, gaan hy vir ons die uitkomste gee. Die uitkomste is klaar daar, want ons is mos vry. Die waarheid maak jou vry. Een van die oudste triks van die Bybel is om vir jou leuns in jou ore te fluister. Dis hoekom ons daai liedjie van Megan Woods gesing het. Daai stem wat sy hoor, en sy weet sy is geliefd deur die Here, en dat sy nie verder vir die Satan wil luister. Daai is 'n baie mooi liedjie. En hy kom fluister ons ore, onsself, en dan ongelukkig nie, dan begin ons dit, hy hou so aan. Hy is so knaand, hy hou so aan om vir jou leuns te vertel, dat ons dit naderhand glo. Dan begin jy dit glo. Wat gebeur as jy dit glo? Weet julle? Sodra jy daai leuns glo, dan sit jy 'n binding op jou. Onmiddellik, né? As jy dit glo, dis wat die Bybel sê. Jy sit 'n binding op jou. Jy moet dit nie glo nie. Dit veroorsaak dat daar bindings oor ons kom. Maar prys die Here het 'n weg gemaak om dit te ontsnap. Hoe kan ons vrygemaak kom? Johannes 8 vers 32 weer. Hy sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
Dit is van groot belang om te weet wat God se woord oor ons sê en dit dan natuurlik ook te glo. Soos byvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ons is nuut gemaak. Amen. So hoef jy daai te glo nie. Ja, die Here is lief vir ons. Hy het ons dan gemaak met sy beeld, Amen. né? Jy moet dit net glo vandag. Romeine 8 vers 1 tot 2 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Dan sal Levitikus 26 vers 13. Ek het hierdie in die Amplified gevat. Hy sê dit so mooi. Hy sê, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt so that you would not be their slaves. And I broke the bars of your yoke and made you walk upright, with your heads held high as free men. Dit is hoe die Here jou wil. Wat is jou yoke? Dis die jukke nie, jou juk. En in die woordeboek is dit figuurlik. Figuurlik in die woordeboek beteken dit jou swaar kry, jou slawerny, of 'n swaar las wat jy dra. Ha? Dit is jou juk wat hy daarvan praat. Die Here vat dit weg van jou af. Watter plek moet God se woord in ons lewe hê? Psalm 1 vers 1 tot 3. Nou ek het ek ken mos hierdie Psalm 1 in sy kop. Hy sê welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Amen. Wil ons nie almal so lewe nie? Sal dit nie 'n beter wêreld wees nie? Sal dit baie beter wêreld wees? Johannes 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan wandel en kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. So wanneer jy dit doen, gaan dit met jou net goed gaan. Wanneer ons dit begin doen en dit doen, dis al wat die Here vir ons vra. En sy gebruik die Bybel as jou beskermingswapen teen die vyand. Ons het daai wapenrusting gesing, nie? Efesiërs 6 vers 17. En neem aan die helm van verlossing, is die helm, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Hoe kan ons dit doen? Nou, julle weet, toe Jesus in die woestyn was, toe het Satan hom kom versoek, nie? Nou, dis in Matteus 4, dit is net vers 4, vers 7, vers 10. Hy het hom 3 keer versoek. En wat het Jesus die hele tyd vir hom gesê? Daar staan geskrywe, né? Dis hoekom ons moet nou 'n ding kry vir ons. Ons moet vir ons 'n belofte kry. Ons moet vir ons daai wapen kry in die woord. Wat ons vir die vyand kan sê, daar staan geskrywe, né? Die eerste keer is in vers 4. Hy sê maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Vers 7 sê, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. In vers 10 sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hy het vir hom gesê, nee? In 'n woord van waarskuwing. Die Bybel sê vir ons, staan vas in God se vryheid, want Christus het ons vrygemaak. Galasiërs 5 vers 13 sê, want julle is tot vryheid geroep. Broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Wat verstaan ons onder hierdie waarskuwing? In 1 Korintiërs 8 vers 9. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Moenie in vryheid wees, soveel vryheid dat jy goedjies begin doen wat ander mense gaan laat struikel nie. Moenie dink daai vryheid kan jy miskien 'n bietjie ietsie doen nie. Jy kan nie in die wêreld gaan nie. Die Bybel sê, as jy net 'n vyand van die wêreld, as jy net 'n vriend van die wêreld wil wees, as jy reeds 'n vyand kan. Amen. Net wil wees. Hy sê nie eers jy doen iets nie.
Hy sê nie jy gaan bietjie dronk word nie, of jy gaan jou bietjie ooreet, of jy gaan 'n bietjie net iets doen nie, want jy kan 'n struikelblok wees vir iemand. Want hulle kyk na jou en hulle weet jy's 'n kind van die Here. En jy doen net daai klein dingetjie en jy's 'n struikelblok vir daai mense. So die Bybel waarsku jou moenie dit doen nie. 1 Petrus 2 vers 16 tot 17. As vry mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So, ek is nie meer 'n slaaf van my verlede nie. Ek is nie meer gebind deur sonde nie. Ek behoort aan Jesus Christus en deur hom is ek waarlik vry. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Jukke beteken weer eens swaar laste te dra, onderdrukking, om onder iemand se mag of beheer te wees, slawerny. Dit is soos om vir iemand te gaan werk en daai mense betaal jou R100 'n dag vir die hele dag. Wat dink jy, is jy 'n diensknegt of is jy 'n slaaf? Jy's 'n slaaf. En ek is seker die Here sal vir jou beter gee. Hy gaan nie sy kinders, ons is sy kinders. Hy gaan vir jou beter gee. Iewers gaan hy, ons moet net begin bid en sê, Here, dankie dat U vir my 'n beter werk wil gee. Met genoeg geld, Here, dat ek genoeg sal hê. Salomo het gesê dat jy genoeg, ek wil net genoeg hê, Here. Ek wil net genoeg hê, toe maak hom toe sy skatryk. En hy het wysheid gevra, né? Maar hy het ook gevra, hy wil net genoeg hê, né? Amen.